Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer God in sy woord iets oor jou lewe spreek, is dit meer as net woorde. Dit is 'n prentjie van wat kan wees en wat sal wees as jy kies om te glo. Maar hier is die uitdaging. Wat God sê, stem nie altyd ooreen met wat jy voor jou sien nie. Jou werklikheid mag dalk gebrokenheid spreek, maar God spreek herstel. As jy in jou hart glo dat jy 'n mislukking is en dat ander meer geskik is as jy, sal jy mis wat God in jou lewe wil doen. Maar wanneer jy jouself begin sien soos wat hy jou sien, verander alles. Dan hou jy op om ander mense toe te laat om jou toekoms te definieer. Hou opinies word dan irrelevant, omdat God se woord dan jou visie word. Daar sal altyd struikelblokke wees, en omstandighede sal soms uitroep dat jy nooit sal kom waar jy moet wees nie. Maar Jesaja 60 vers 22 in die Message sê, I am God. At the right time, I'll make it happen. Hou vas aan wat God oor jou lewe gesê het, selfs wanneer die omstandighede die teenoorgestelde sê. Wanneer God vir jou iets sê, maak seker jy skryf dit neer. Skryf dit neer sodat jy nie dalk vergeet wat hy gesê het, net omdat die omstandighede vandag anders lyk. Herinner jouself aan wat God vir jou gewys het en moet dit nie vergeet nie. Geloof is nie om voor te gee dat alles perfek is nie. Geloof is om vas te hou aan God se woord, selfs al slaan die lewe jou om. Ons leef nie deur aanskouing nie. Ons leef volgens geloof. So sien weer raak wat God sê oor jou lewe, oor jou familie en oor jou toekoms. En wanneer jy dit raak sien, wag daarop. Hy het jou nie vergeet nie. Hy wil nie goeie dinge van jou weerhou nie. Maar wanneer die tyd reg is, sal jy reguit in die werklikheid instap. Here, dankie vir u getrouheid in my lewe. U tydsberekening is altyd perfek. En daarom vra ek u vandag dat u my sal help om nooit hoop of geloof te verloor nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.